Ons lewende Here, ag joh, lekker om weer hier te wees. Dankie dat ons die vorige kwartaal lekker 'n bietjie kon deur revolusie gaan en dankie vir die voorreg om net weer vanaand besig te wees met hierdie nuwe kort fasetjie te kan begin wat ons bietjie uit Handelinge gaan werk en Here, dankie weer eens vir u woord. En Here, ek bid dat dit regtig die kos sal wees wat ons voed elke dag, dat u boodskap van hoop en redding en in liefde teenoor mekaar en teenoor alle mense regtig die regerende aspek sal wees in ons elkeen se lewe. En ek bid dat u ons almal sal ontmoet op al die verskillende vlakke van commitment, begrip, verstaan, geestelike volwassenheid waarop ons elkeen is. Party van ons, Here, stap al 'n baie lank pad met u en so ons het hopelik hoop en geduld en dan sal die res van ons wat nog net 'n bietjie hier en daar struggle met 'n paar goed of nog net nie so lank op reis is nie. Of ten minste intentioneel dalk op reis is nie, maar Here, dankie dat u ons lewens gryp en dat u ons regtig gebruik en dat u ons wil vorm. So Here, wees met elkeen van ons. Ek kan net dink die dae wat ons vandag kon hê is in die middel van die week en dag was dalk gejaag geweest en party van ons dalk nog selfs kinders in die bed sit, hulle wel dalk met 'n party saamgebring hiernatoe. Hoe dit ook al sê, Here, maak ons net lekker rustig in ons gemoedere vir die volgende 90 minute. En praat met ons en werk met ons en vorm ons asseblief deur die krag van u woord en die werking van u gees. Ons bid dit als Here Jesus in u naam en almal antwoord. Amen. Righty, Handelinge 1. Kom ons lees net so 'n paar inleidende verse en dan gaan ek ons 'n bietjie agtergrond net skets oor hierdie gedeeltetjies. Handelinge 1 vers 1. Kom ons lees daai eerste paragraafie deur. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur sy Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse getoon dat hy lewe. In die hoop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Kom ons stop dis daar. Kom ons stop daar voordat ons die laaste drie versies doen. Okay, so ons sien heel eerste die naam van die skrywer word nie genoem nie, maar Theophilus word genoem, hy is die een aan wie daar geskryf word. So ek dink in die eerste plek, kom ons praat 'n bietjie oor die skrywer. Lukas word algemeen aanvaar as die skrywer van hierdie boek. Die vroeë kerk het van die begin af van Irenaeus af in die 2de eeu, kerkvader, het daarop gedui dat Lukas die skrywer van hierdie boek is. Ons weet as ons kyk na die skryfstyl, dan sien ons dit is 'n totale, nie totaal nie, dis ook in noem dit maar Koine Grieks geskryf in daai tyd. Koine Grieks was 'n eenvoudiger Grieks geweest, dit was 'n straattaal. Lukas gebruik egter 'n baie meer gesofistikeerde weergawe daarvan. Mens kan sien hy's iemand wat baie Grieks geletterd was. Hy het die beste Grieks in die Nuwe Testament. Jy weet, as jy hom vergelyk met Markus het baie power is seker nie die regte woord nie, want hy het dit intentioneel gedoen, maar hy het absolute straatgrieks geskryf. Hulle wou hê almal moet dit kan lees. Ons het al dit vir mekaar genoem. Dit was verskriklik eenvoudig. Markus meng sy taal iets verskrikliks. Hy gebruik sommer nie Arameese woorde, woep sy dit net so in die Griekse alfabet in. Jy weet, soos wat ons sou sê, okay, jy weet, of wat ook al, jy weet, soos ons taal meng. Markus doen dit. Matteus doen dit ook so bietjie, maar nie alhoewel nie so heavy nie, want hy mik vir 'n Joodse gehoor. En Johannes is wel in between van almal. Johannes het baie mooi, verskriklike mooi Grieks, maar ook redelik eenvoudig. Maar Lukas baie gesofistikeerd en nogal intellektueel. Hy skryf aan ons vermoed Theophilus, ons weet nie presies wie dit was nie.
ons vermoed dit was die woord beteken theo, God, en philis kom van philia, liefde of vriend. Vriend van God is wat die woord Theophilus beteken. So baie mense in die geskiedenis aangedui, omdat ons nie historiese kennis het van so iemand nie, is dit dalk heel moontlik 'n simbool van, jy weet, almal wat vir God liefhet, jy weet, al die vriende van God. Maar meeste mense sê nee, ons vermoed dit moes waarskynlik 'n persoon gewees het, en ook om te skryf in daai dae was baie duur. So hy skryf die evangelie skryf hy aan Theophilus, en hierdie ene is volume 2 van hierdie lang gedeelte van 'n 2 volume werk, en hy skryf dit ook aan Theophilus. Nou omdat dit duur was, net om vir jou 'n idee te gee, hulle het gereken 'n boek soos 1 Korintiërs, Romeine, 2 Korintiërs, min of meer dieselfde lengte is. Dit sou omtrent $4,000 vat in vandag se tyd om een so 'n brief geskryf te kry in die tegnologie van destyds. Dit skryf was duur, hulle op diervelle geskryf, vellum het hulle dit genoem, en of op papierus. So dit was ontsaglik duur, die ink ook waarmee geskryf is baie duur. En so as jy kon nie sommer net skryf as jy nie 'n sponsor gehad het nie. Jy moet iemand gehad het wat jou werk waarskynlik ondersteun. En Theophilus lyk vir ons as 'n baie hooggeplaaste persoon. Hy noem hom hierso in Grieks kratiste, dit beteken hooggeagte, soos dit maar sê, my eerste boek Theophilus. Hy sê dit in Lukas 1 gebruik hy die woord kratiste. Hooggeagte Theophilus, hy was waarskynlik 'n hooggeplaaste persoon, een persoon van baie groot invloed gewees in so aan. So as ons kyk na blaai so 'n bietjie in die Bybel, julle weet nou al, die van julle wat nou gereeld by Onroot is, weet nou al, ek het vanaand 'n paar goed op PowerPoint, net om vir julle 'n bietjie die agtergrond te skets, maar ons gaan letterlik deur die teks. En natuurlik Handelinge is 'n lang boek, so hy's langer as gewoonlik, so hy moes baie duurder gewees het om geskryf te kry. En 'n boekrol, hulle het gewoonlik aanvanklik goed op boekrolle geskryf. Boekrol was so 30 voet lank, kon so uitrol. En dan het hulle in sulke kolommetjies het hulle geskryf tot die boekrol vol was. En hulle het as hulle klaar geskryf het voor die boekrol vol was, dat hulle die res ook vol geskryf met iets. Want jy mors nie al daai spasie nie. Jy gebruik waarvoor jy betaal. So baie keer is dit sommer net notas wat daar geskryf is of kommentaar oor die teks wat hulle bygevoeg het en so aan. Maar hoe dit ook al sê. So Theophilus is waarskynlik die sponsor dalk van hierdie twee geskrifte. En Lukas is die persoon wat skryf. Nou waar kry ons vir Lukas? Kom ons blaai gaan net bietjie vinnig na Kolossense hoofstuk 4 toe. Kolossense is een van die gevangenskapbriewe van Paulus. Dalk nie, maar dit is moontlik. Kolossense 4 skryf Paulus in hy is nou besig om af te sluit in Kolosse. Hy skryf waarskynlik van Efese af, waar hy of gevangene was of dalk nie. Ons is nie seker nie. Dis nie vanuit sy gevangenskap in Rome wat hy hierdie skryf nie. Indien hy in gevangenskap was dit waarskynlik Efese. So in vers 10 begin hy met na sy groet en so aan Aristarchos wat hy saam met my gevangenes sit en so meer, Johannes Markus en neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds baie opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Nou, wie is hierdie Markus, die neef van Barnabas? Dis die ou met wie hy paai geskei het in Handelinge 15. Nou, ons gaan nog by hom kom. Hallo, is julle met my? Handelinge het julle al gelees? OK, hoe is dit hier is? Julle gaan hom nou lees. OK. So in Handelinge 15 skei Paulus en Barnabas skei paai oor Johannes Markus. As gevolg van wat Paulus gevoel het is die lack of commitment van Johannes Markus wat nie kon deurdruk met die eerste sendingreis nie. So hy wil nie weer hom saamneem. En hierso kan jy sien, hulle het al versoen. Trouwens, as jy die einde van die tweede Timoteusbrief lees, dan sê hy ook, hoor, hy sê vir Johannes Markus, hy moet saamkom, want hy kan ook vir baie groot nut wees van my. So hulle het weer kiest en made up. Hulle het met mekaar gepraat. Maar kom ons kyk 'n bietjie na vers 14, skryf Paulus net daar volgende, hy sê, Lukas, die dokter wat ek baie lief het, en Demas, stuur vir julle groete. So Kolossense is omtrent geskryf tussen 52 en 56, na Christus. Onthou, Paulus se briewe is van die eerste briewe wat tot stand gekom het, né? So hy skryf hier van 48, waarskynlik eers 50, jaar 50 is die eerste Tessalonisense brief, is die eerste brief wat ons geskryf het. Hy kon dalk Galasiërs voor dit geskryf het, maar meeste mense dink nie so aan het. Galasiërs waarskynlik ook uit Efese uitgeskryf, wat hier tussen 52 en 55 of 56 was, want hy was daar vir 3 jaar
het hy dan in Efese gebly tydens sy 3de sendingreis. So hy praat hier van Lukas, die dokter. So Lukas was 'n medikus gewees, iemand wat geleer was in die medisyne. Ons weet nie veel meer van hom nie. Ons weet wel, as jy kyk na 2 Timoteus, die 2 Timoteusbrief, dan sien jy, nou hierso is Paulus naby die einde van sy dood. Hy skryf hierdie ook uit gevangenskap uit, maar hierdie skryf hy uit Rome uit, sy laaste gevangenskap. Hy was dalk in Efese in gevangene, ons weet nie, ons vermoed so tussen 52 en 56. Toe sy gevange geneem in Tiberias. Tiberias so omtrent 58 na Christus, so 'n paar jaar later. Toe Felix die goewerneur is toe onthef en toe sy vir 2 jaar hang hy daar rond en niemand kon regtig vir hom iets kon regtig sy verhoor hanteer nie. Ons lees daarvan in Handelinge 21, ons gaan daarby kom nog later. En toe sy Rome toe. So hy was waarskynlik nog in gevangenskap gewees tot so 61. In daai tyd het hy die ander gevangenskapbriewe geskryf, Filemon, Efesiërs, Filippense en so aan. En toe sy vir so 'n paar maande, miskien 'n paar jaar lank vrygelaat is in 61 en 63, waaraan hy 1 Timoteus en Titus heel moontlik kon skryf, en toe sy weer gevange geneem in Rome van 63 tot omtrent 66. En daar het hy die laaste Timoteusbrief geskryf. En dis waar ons nou is. Ons is in 2 Timoteus 4. En dan sien jy hierso, hy sê in vers 6, wat my betref, hier is die einde van sy lewe, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. So wat bedoel hy? Ons het al in vorige Bybelskole daaroor gepraat. Sy liggaam is klaar, hy kan nie meer nie, hy is stikkend geslaan. Hy weet sy tyd is voor die deur. En dan sê hy, die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig eintyd volgehou, nou wag die oorwinnaarskroon vir my en so aan. In vers 9 dan probeer hy 'n bietjie afskeid neem en sê hy, probeer so gou as moontlik na my toe kom. Hy skryf vir Timoteus. Waar was Timoteus? Timoteus was dominee of pastoor in Efese gewees. Want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. So Demas wat weer geskryf het vorige kere, Demas het ook so 'n bietjie die pad verlaat. En my verlaat in Thessalonika toe vertrek. Crescens is na Galasië toe en Titus na Dalmasie toe. Net Lukas is by my. So Lukas het saam met Paulus getravel. Nou as jy terug gaan, nou gaan ons terug na Handelinge toe. Nou kyk julle 'n bietjie na Handelinge hoofstuk 16. Blaai gaan na Handelinge 16 toe. Handelinge 16 vers 10. Daar sou staan, nadat Paulus die gesig gesien het, dis nou in Troas, dis nog aan die kant van Klein-Asië, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie daar aan hulle te verkondig. Dis die eerste keer dat Lukas hier die woord ons gebruik. Hoekom? Lukas het gewoon in Troas. So in Troas kry Paulus die visioen, hulle moet oor die seestraat gaan na Macedonië toe, wat Griekeland is, en vir wie tel hy daar op? Hy tel vir Lukas op. So tel vir Lukas daarso op, en van hier af, van hoofstuk 16 af, is Lukas 'n medereisiger saam met Paulus. Nie die hele tyd nie, jy sien die partykeer en dan praat hy weer in die derde persoon, en dan kom hy weer terug, dan praat hy later weer in die eerste persoon meervoud. So dis die eerste keer wat hy in Handelinge 16 vers 10, is die eerste keer in hele Handelinge wat hy die woord ons gebruik, wat vir ons sê, hy het saam met Paulus getravel. En dan kan ons miskien net die laaste enetjie kyk na Romeine. Romeine is net na Handelinge, so is maklik om te kry. Vir die van julle wat nog nie die Bybel weet wat in die Bybel aangaan nie. Moenie worry nie, is op 'n goeie plek. Ek bedoel fisies, dalk nie in jou kennis van die Bybel nie, maar yes. Dis kom hier is. Dis goed. So in Handelinge, ekskuus, in Romeine 16, daar sluit hy ook af. En die Romeinebrief skryf hy uit Korinte uit. En dan sê hy in vers 21, my medewerker Timoteus, ekskuus, dis in Romeine 16:21, né? Is julle almal daar? Romeine 16:21, my medewerker Timoteus stuur vir julle groete. So ook Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote. Nou Lucius is die Latyn vir Lukas. So Lukas, dit was baie waarskynlik Lukas wat jy by hom was, en dit maak histories heeltemal sin. Want ons gaan nou nie so toe weer blaai nie, maar in Handelinge 20,
dan sien jy Paulus skryf die Romeinebrief uit Korinte uit en ons weet dat Lukas Lukas skryf, hy sê van die ouens het vanuit Korinte teruggegaan Troas toe en daar vir ons gewag. So hy het saam met Paulus uit Korinte uitgetravel terug na Troas toe. So dit beteken hy was by Paulus, sodat Paulus as Paulus vanuit die Romeinebrief sê Lucius stuur vir die groete, is die kans baie goed dat dit Lukas was. So Lukas is iemand wat van ons weet nie veel meer van hom nie. Ons weet hy was 'n gelowige uit die heidendom. So hy was nie 'n Jood nie. Johannes wat die evangelie geskryf het van Johannes was 'n Jood gewees en Matteus Matteus of Levi soos wat hy bekend staan in die Matteus evangelie, hy was 'n Jood gewees, maar Markus en Lukas is die twee wat nie Jode was nie, hulle was ook nie direkte ooggetuies gewees nie. Maar ons sal nou sien wat is ons veronderstel om daarmee te maak. Alright, so nou weet ons al 'n paar goedjies, so ons weet Paulus is hierdie is deur Lukas geskryf. Nou Lukas volume gewys is Lukas die een wat die heel meeste skryf in die Nuwe Testament. As jy die evangelie bytel by die Handelinge van die Apostels, dan het hy volume gewys is hy die skrywer wat die heel meeste skryf in die Nuwe Testament. Paulus het baie meer briewe geskryf, hy het 13 briewe geskryf, as hy almal geskryf het, en ek dink hy het, dan is dit nogal belangrik om Lukas, om van Lukas kennis te neem. So, dalk net 'n paar goeters, wat 'n soort literatuur is Handelinge. Dis belangrik om daar te praat, want dit bepaal nog in 'n groot mate hoe mense dit gaan lees. So ons weet Lukas was 'n dokter, hy het saam met Paulus gereis, hy was een van sy handlangers gewees, hy het hom gehelp. Paulus was 'n ongelooflike spanspeler, hy kan nie op enige plek praat van sy reise, of van sy goed, as hy nie praat oor die mense wat hom ondersteun, die mense wat hom help in gevangenskap, en julle weet nou al die kere wat hy in die tronk was, hy was eintlik nie letterlik altyd in 'n tronk, en hulle praat baie keer net van hy was in boeye, dis hoe hulle in daai tyd gepraat het. Demios en so wat in daai dae was daar nie eintlik nog tronke nie. Want hulle het nie mense is nie eintlik gevange geneem nie behalwe as hulle verhoor moes word. So jy het nie 'n persoon gevange geneem nie, dis moeite, jy maak hom liewe dood. Dis baie makliker. So daar was nie eintlik tronke gewees. Daar was, maar bitter min. Hulle het dit eers eintlik toe begin bou. So wat jy moes doen is, hulle het jou gevangene, hulle het jou in boeye gesit, en dan het hulle iemand se kamer, sy huis gehijack, jou in 'n kamer gesit en 'n wag het voor die deur gestaan. En jy was op jou eie, hulle het nie vir jou kos gegee nie. So jy moes, as jy nie iemand gehad het wat vir jou sorg nie, het jy dit in elk geval nie gemaak nie. So Paulus het altyd mense gehad wat hom kom ondersteun het, wat vir hom kos gebring het, heel waarskynlik en so aan. Jy sien wel in Filippi, jy kan vandag as jy na Filippi toe gaan, dan kan jy daar die tronksel sien waar Paulus was. Dis die een plek waarvan ons weet wat 'n sel gebou gehad het, maar daar was baie Romeinse invloed gewees ook in Filippi. Was nie 'n te groot stad nie, en Paulus het so 5000 mense gebly. Die eeu net daarna het hy opgesef na 20000 mense toe, maar 5000 was baie vir 'n dorpie gewees, maar hy het baie Romeinse aansien gehad. So hulle het seker gemaak daar's genoeg ouens wat die tronke kan bou en so aan. En natuurlik in Rome het hulle ook tronkselle gehad. Maar meeste van die tyd het jy, as jy in die Romeinse kolonies of iewers as jy gevange geneem is, was jy maar soort van half op jou eie gewees, en hulle het definitief nie vir jou gesorg nie. So jy moes vir jouself sorg. So as ons kyk na die boek Handelinge, waarna kyk ons? Met Paulus is dit maklik, ons weet dis briewe. Hy skryf briewe. En ons het al bietjie gepraat, ons het baie oor Paulus gepraat, so ek gaan probeer om in hierdie gedeelte die klem so bietjie van Paulus nie af te haal nie, want hy's 'n baie groot deel van Handelinge. So ons kan hom nie ignoreer nie. Maar ons het al baie oor Paulus gepraat die afgelope tyd. Ek gaan hom nie afskeep nie, so ek moenie worry vir die van julle wat nou nie by die vorige was nie, maar ek gaan baie van die goeders wat ek al voorheen gesê het, gaan ek assume ons weet. So die heel eerste ding, daar's verskillende idees gewees, ten minste daai 4 idees wat teoloë al gesê het, wat as jy na Handelinge kyk en jy lees Handelinge, wat dit vir jou lyk na. Die eerste is, dit lyk soos 'n leidingsnarratief, want dit gaan, hierdie ouens kry baie teenstand. Hierdie Christene kry baie swaar, en wat interessant is, as jy die Lukas evangelie, as jy na hom kyk, en jy kyk na die patroon in Handelinge, dan sien jy die patroon lyk dieselfde.
Jesus byvoorbeeld in die Lukas evangelie nommer 1, dis die evangelie van die Heilige Gees. Lukas is die evangelie wat die heel meeste praat oor die werking van die Heilige Gees. Lukas doen dieselfde. Dit is vol van die term van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. In die Lukas evangelie is reis 'n baie belangrike tema in Lukas. En daarom het jy in die Lukas evangelie daai 10 hoofstukke van hoofstuk 9 tot 19 wat hulle noem die travel narrative, waar Jesus reis van Galilea af van die noorde af suid tot by Jerusalem. So dis 10 hoofstukke lank. In daai 10 hoofstukke op pad praat Jesus met die ouens oor die barmhartige Samaritaan. Hy leer hulle oor gebed in Lukas 11. Hy leer hulle oor die koninkryk, hulle eet saam, hy leer hulle die gelykenisse van die verlore seun en die penning en die verlore skaap. Hy leer hulle oor daai ou wat so lank bid, die weduwee wat die ou vra om hulp in hoofstuk 18. In Lukas 16 vertel hulle gelykenisse van die oneerlike bestuurder, en dan hoofstuk 19 kom hulle in Jerigo aan, wat net oos van Jerusalem is, en baie laer op seevlak, naby seevlak. So, dan kom hulle nou naby Jerusalem. So vir die Lukas evangelie is die pad ongelooflik belangrik. Jy reis, 'n gelowige is iemand wat op die pad reis, jy moet anders stap as ander mense. En in Handelinge sien jy dieselfde. Die pad is ongelooflik belangrik. Die mense reis die hele tyd, maar dit is baie interessant. In Lukas evangelie reis almal na Jerusalem toe. Dis baie kenmerkend. Jy gaan dit nie oplet as jy dit nie oplet nie. Almal reis Jerusalem toe. Alles gebeur dan in Jerusalem. Dis die hoogtepunt. Van Lukas 24 af. Die oomblik toe Jesus opstaan, reis almal. Watter rigting reis die Emmausgangers in Lukas 24? Kan jy onthou? Reis weg van Jerusalem af, né? En as jy Handelinge bysit van Lukas 24 af tot die einde van Handelinge, reis almal weg van Jerusalem af. So jy sien dat die opstanding in Lukas se dubbel volume werk is die opstanding van Christus, is die as waarom sy hele teologie draai. Vir Lukas is die opstanding ongelooflik belangrik. Trouwens, hy sê embarrassingly min oor die kruis. Nou, hy sluit die kruis in, want in Handelinge 20:28, dan sê hy, ons word verlos deur die bloed van sy seun. So hy natuurlik die verlossingswerk van die kruis is hy van bewus, en ook in die Lukas evangelie sê Jesus baie simbolies van die kruis af, sê hy, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, wat vir ons definitief sê, daar's baie betekenis wat Lukas heg aan die redding van die kruis, maar Lukas dink nie so baie, soveel na oor die kruis nie. Vir hom is die opstanding ongelooflik belangrik. So in Handelinge praat hy die hele tyd oor die opstanding. As hulle begin sendingwerk doen, dan praat Paulus hulle heel eers oor die opstanding, voor hulle oor die kruis praat. En so, jy kan maar 'n bietjie gaan kyk, as om net vir jouself. So baie mense sê, dis 'n lydingsnarratief, so jy het Paulus, in die evangelie het jy Jesus wat lei, en sy lyding wat nader kom, in die evangelie het jy die vroeë kerk wat lei, en Paulus se gedeelte in Handelinge is baie parallel met die van Jesus. Hy het sy eie verhore, hy word verhoor in Handelinge 25 en 26, en dan gaan hy deur 'n storm, maar sy lewe eindig anders. Handelinge se lewe eindig nie waar Paulus sterf nie, anders as Jesus nie. Dis die een groot verskil. Alhoewel dis nie so groot verskil nie, want die evangelie van Lukas eindig ook op die opstanding. So dit eindig in Handelinge 27 waar Paulus deur 'n groot storm gaan, maar hy survive dit, en hy beland in ons 28 in die tronk, en dan eindig dit net daar, hy is nog met sy werksaamhede besig. Wat beteken dit dat dit so geëindig het? Dit is 'n vreeslike belangrike ding. Ons nog daarby uitkom. So baie mense sê dis 'n lydingsnarratief, en dit vertel hoe die vroeë kerk moes deel met swaar kry. As jy ooit self deur swaar kry gaan, lees net Handelinge. Hierdie ouens het swaar gekry in elke liewe dorp. Paulus het teenstand gekry in elke liewe plek waar hy gepreek het. Elke plek. Van sy eerste sendingreis af, daar van Antiochië, nie die Antiochië wat hom gestuur het nie, die ander Antiochië in Galasië, en kom hulle in Iconium, Lystra, Derbe, orals daar, wil die ouens in Lystra stene gelom en los hom vir dood. Hy het die heeltyd moeilikheid met ouens wat vir moeilikheid het geen. Van wie kry hy die moeilikheid? Van die Jode en die heidene. Die Jode, ja. Hulle gee hom al die gas. Goed, so is die lydingsnarratief. Party ouens sê, ja, daar's baie lyding, maar ja, daar's ander temas wat sterker is. So dit gaan nie heeltemal nie daaroor nie. Baie ander mense sê, is nie apologetiese geskrif vir die Christelike beweging nie. Nou dit is 'n bietjie, maar ook nie heeltemal nie. Wat bedoel ons met apologetiese geskrif?
In die Joodse in hierdie tyd het die Jode in die Romeinse Ryk het hulle het die Romeinse Ryk hulle nogal baie voorregte gegee in die kolonies waar hulle gebly het. Hulle het ook die Romeinse Caesars baie moeilikheid gegee, want die einste Rome wat vir die Jode al hierdie voordele gegee het, op party plekke het hulle ligter belasting betaal, hulle kon hulle eie godsdienst vrylik beoefen in al die kolonies, hulle is toegelaat om dit te doen. So hulle het eintlik redelik maklik gehad, ten spyte van die feit dat van die Caesars hulle uit Rome uit weggejaag het, meer as een keer. Tiberius, Augustus het in 19 na Christus het die Jode uit Rome uit weggejaag. In 41 het met die behulp van Seneca het keiser Claudius hulle so 'n bietjie moeilikheid gegee. Ons is nie seker of hulle almal uitgejaag is nie, maar 49 jaag hulle definitief uit. En so die Jew boys het my heel moeilikheid veroorsaak oral waar hulle gekom het die hele tyd. En so baie mense sê nou kom Lukas en hy skryf oor die Christelike kerk en hy probeer eintlik ook indirek aan die Jode aan die Romeine skryf dit te sê hoor ons is die nuwe ouens wat die voordeel moet kry in die wêreld. Jy weet gee vir ons die voordele wat die Jode gehad het want ons sit eintlik hulle godsdienst voort. En so as ouens wat dit sê, dis nie so 'n sterk tema nie. Is dit 'n biografie? Wel nee, want 'n biografie gaan net oor een persoon. Hierdie gaan oor meer as een persoon. Is dit geskiedskrywing? Nou kom ons 'n bietjie nader aan die ding, maar as dit geskiedskrywing is dit nie gewone geskiedskrywing nie. Want Lukas het baie duidelik sy eie idee. Hy skryf met sy eie agenda en dit is 'n goeie agenda, dit is 'n positiewe agenda, dit is 'n geesvervulde agenda. Maar so die beste manier om te sê wat handeling is dit is teologiese geskiedskrywing. Teologiese geskiedskrywing. So jy het daar's 'n klomp ding wat vir ons die aanduiding gee dat dit geskiedskrywing was. Maar ons noem dit teologies, hoekom? Want Lukas is nie oneerlik daaroor dat dit 'n baie ernstige teologiese doelwit. Hy wil vertel van die werk van die Heilige Gees in die vroeë kerk. Hy wil vertel van die werk van God in die wêreld. Maar hy koppel dit aan ware gebeure. Hy's definitief besig om te probeer om iets te beskryf wat werklik gebeur het. Nou dis baie belangrik want in teologiese kringe was veral aanvanklik was Lukas vreeslik gekritiseer. Gesê nee, sy eie agenda is so vreeslik duidelik, hy het sommer 'n klomp goed gefabriseer. En daar selfs nog gelowige teoloë vandag wat dit glo. Ek dink egter daar sit dit in baie navorsing gedoen oor Handelinge. Hy het eintlik baie aandag gekry in teologiese kringe die laaste 30 jaar. En ons sien 'n klomp interessante goed hoekom ons sê dit is redelik 'n goeie teologiese historiografie of geskiedskrywing. So die een ding is Lukas gebruik 'n verskeidenheid van bronne. Dis baie duidelik in hoofstuk 16 vers 10 dan praat hy van homself. Weet ons, so hy het saam met Paulus getravel. Dis baie duidelik as jy die inleidings lees, ons gaan nou daarby kom, dat hy verskillende mense geïnterview het. Hy het verskillende bronne gehad. Hy het van sy inligting waarskynlik van 1 tot 15 het hy waarskynlik gekry by die kerk in Jerusalem. Hy het 'n bietjie daarvan gekry by Filippus wat in Joppe gebly het. As jy kyk na hoofstuk 8, so dis baie duidelik as jy die Lukas Evangelie lees dat hy verskillende bronne gebruik. Dit is tipies van geskiedskrywing dat dit duidelik is dat jy het verskillende bronne. Jy praat nie net uit een bron nie. Nou weer eens die Grieke en die Romeine het letterlik verskillend geskiedenis geskryf. Die Romeine het grootendeels geskiedenis geskryf wanneer 'n groot Romeinse staatsman afgetree het. Dan het hy daar op die eiland Cyprus gaan sit of iewers en dan het hy of op Capri en dan het hy jy weet uit sy leunstoel uit 'n paar sy slawe gekry om hom boeke te bring van die biblioteek af in Rome of van 'n plek naby of Alexandrië en dan het hulle uit daar uit het hy die 'n biografie geskryf van die klomp van 'n staatsman, jy weet of wat ook al. Die ouens is vreeslik mal daaroor om oor die Caesars te skryf. Plutarchus het oor hele ding oor al die Caesars se lewens geskryf. Suetonius dit is ook die eerste eeuse historikus. Hy het 'n klomp ding oor die Romeinse Caesars geskryf. So Lukas gebruik 'n verskeidenheid van bronne. Dit laat hom lyk soos 'n historikus. Sy inleidings, dit is 'n baie sleutel aanduiding. So as jy kyk, vat nou die inleiding van Handelinge 1 vers 1 is bietjie korter as sy 4 vers inleiding
in die evangelie. Maar hy sê wel, my eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. So dis baie duidelik, hy wil iets opskryf wat waarlik gebeur het. Maar blaai nie gou terug na die evangelie toe. Blaai gou na Lukas 1, want dit is 'n baie goeie inleiding. Die inleiding van Lukas kan natuurlik ook dien as die inleiding op Handelinge. So kom ons lees 'n bietjie Lukas se inleiding. Ekskuus tog. In Lukas 1 sê hy, hooggeagte Theophilus. Nou sommer net vir julle vir interessantheid, dis daar wat hy gesê, dis daar wat hy sê Kratiste Theophile. Daai twee woordjies kom eintlik in die Grieks eers in die einde van vers 4 voor. So jy kom eers aan die einde van vers 4 en sê die ooit eintlik met Theophilus gepraat. Maar die Afrikaanse ouens gedink, ons sit die naam aan die begin, so kom ons sit in die begin, dis net vir ons beter. Maar kyk 'n bietjie wat is die taal wat Lukas dan gebruik. Hy sê daar's baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal nou keurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is heeltemal betroubaar is. Nou, in hierdie inleiding, dit is die tipiese inleiding van vroeg Griekse historiografie. As jy Plutarchus lees, nie soos Suetonius nie, maar as jy Plutarchus lees, Thucydides, wat die Peloponnese oorlog opgeskryf het, 'n bietjie Herodotus, nie die name van hulle iets of te beteken nie, ek noem net 'n paar ouens wat vir hulle was geskiedskrywing regtig baie belangrik. Hoekom ek die name noem is, daai ouens het in die antieke tyd boeke geskryf oor hoe om geskiedenis te skryf. Dit is vir hulle vrek belangrik. So die Romeinse ouens het uit hulle leunstoel uitgeskryf. Die Grieke het gesê nee, jy moet 'n vocation maak daarvan as jy wil geskiedenis skryf. Jy kan nie sommer net sit en skryf nie. Jy moet dit jou lewe maak en jy moet reis. Reis is vir hulle baie belangrik. As jy oor Alexandrië skryf, dan reis jy Alexandrië toe. En jy gaan kyk hoe lyk dit daar en jy gaan interview mense wat jy kan. Hulle het gepraat van living voices. Hulle het baie meer waarde geheg, by the way, aan 'n gesproke stem as 'n geskrewe een, hoor. Ons heg vandag by ons is die omgekeerde. Want die mense in die antieke tyd het nie sommer gelieg nie, want hulle het in 'n eerskaamte kultuur geleef. So as jy uitgevang word, jy iets sê wat later mense agterkom, dis nie eenmal waar nie, as jy in shame gedompel, dan moet jy hard werk om jou eer te herstel. So mense het nie gelieg nie. Ek sê nie dat jy gelieg nie, jy het nie ouens gekry wat gelieg het, maar ouens wat hierdie job gehad het om goeders neer te skryf, hulle hele naam en eer en karier het afhang van die betroubaarheid van wat hulle geskryf het. So hulle het boeke geskryf oor hoe jy moet geskiedenis skryf. So hierdie ouens het dit ongelooflik belangrik geag. Nou die woorde wat Lukas gebruik in daai inleiding van hom, daar's kernwoorde. Wat gebruik word. Wat ek net wil sê is, daarom is 'n living voice was vir hulle baie baie belangrik, want as 'n ou vir jou persoonlik kom sê, dis wat ek gesien het en dis wat gebeur het, is dit vir hulle baie meer betroubaar gewees as om 'n ding net te lees. Dis mos net vir interessantheid. Maar as jy kyk na daar sekere terme, vers 2 ooggetuies, vers 3 daai stap vir stap van vooraf, die woordjie ondersoek is 'n key woord wat in historiese geskiedskrywing in die inleidings gebruik word. Noukeurig, regte volgorde, betroubaar. In die einde van vers 4. Daai is als woorde wat voorkom in die inleidings van antieke historiese geskiedskrywing. Ek besef nie ek het vergeet. Ek wou vanmiddag vir julle 'n voorbeeld net insit van Plutarchus se inleidings, dat julle kan sien hoe lyk dit. Ek het vragties heeltemal vergeet. Ek sal onthou, kyk of ek onthou volgende keer vir julle net in te sit, so dit kan vergelyk. Hoe klink Lukas se inleiding en hoe klink ander geskiedskrywers. So die Grieke het begin geskiedenis skryf omtrent so 3 eeue voor Christus, waarvan Herodotus was die eerste ou. Hy het begin skryf maar hulle trust nie altyd sy skrywing so heeltemal lekker nie. Hulle sê hy oordryf getalle verskriklik baie en hy skryf van diere wat nie bestaan nie.
maar dit is baie duidelik fantasie. Maar 'n ander ou was sy tydgenoot, Thucydides. En hy het die Peloponnese oorloë neergeskryf. Wat is die Peloponnese oorloë? Dis die oorlog wat plaasgevind tussen al die Griekse stadsstate. Dit was 'n bloedige burgeroorlog geweest. So, Thucydides het daai goed opgeskryf. Nou, sê ouens en die historikus Ben Witherington sê vir jou, as jy na Lukas kyk en jy kyk na Handelinge, dan toon dit sterk ooreenkomste met vroeg Griekse historiografie soos Thucydides. So, wat sy ding is Lukas? Wel, dit is duidelik, dit is teologies geskiedskrywing. Hoe weet ons dit? Wel, as 'n paar goed, sy inleidings het gesê, sy die geweldige diverse gebruik van bronne. Nog ene is sy eerste persoon meervoud, wat ons nou gekyk het na Handelinge 16 vers 10, waar dit begin. So hy was 'n ooggetuie gewees van dele van die reise van Paulus. Die baie publieke gesprekke. Handelinge is bekend vir sy toesprake. Handelinge het 24 toesprake in hierdie 28 hoofstukke. As jy as jy net al die langste die hooftoesprake vat, dan beslaan dit so amper 25%, eintlik 22% om nou presies te wees, van die hele Handelingeboek. Maar as jy al die korte toesprake bysit, is dit meer as 50% van die volume van Handelinge. Bestaan uit toesprake. En dit is gewoonlik ook baie tipies van geskiedskrywers wat die woorde onthou van toesprake wat hulle gehoor het. Dis 'n teken van 'n baie goeie geskiedsskrywer as hy baie toesprake gebruik. So daar's 24 toesprake, 8 deur Petrus, 9 deur Paulus, 2 deur Jakobus, 1 deur Stefanus hoofstuk 7 waar hy gestenig word. En dan staan 4 wat deur ongelowige mense gemaak is. In hoofstuk 5 Gamaliel, hoofstuk 19 die stadsklerk in Efese, en dan 24 is daar 'n ander ou, kan nie onthou wie dit was nie, dit is ook nie, is nie bekende ou nie, ek wil sê Tertullus, maar dis nie, dis Sweets, was nie dit nie. En in hoofstuk 25 is dit Festus en Agrippa wat met Paulus praat. So as jy al die toesprake saamgooi, dan is dit 'n hengse klomp. So sy gebruik van toesprake is ongelooflik belangrik. Onthou ook net, né, hier is 'n belangrike ding van die teologie, eintlik net van die lees van enige antieke teks. En dit is, as Lukas iets skryf van Paulus, dan moet ons altyd onthou, ons luister na Paulus se woorde, as Paulus in, sies maar Handelinge 17, staan hy op die Areopagus en hy preek nou. Ons moet altyd onthou, ons hoor Paulus se woorde deur die mond van Lukas. Né? Jy moet altyd onthou. So retories, hulle praat van retoriek, retories is dit eintlik Lukas wat praat. Nou ons glo, so die groot vraag wat ons dan vra, okay, maar het Lukas 'n betroubare weergawe deliver van Paulus se woorde? En natuurlik tipies volgens die antieke geskiedskrywing, almal het aanvaar, jy het nie elke liewe woord net so onthou verbaal en dit als neergeskryf nie, maar geen toespraak is net gefabriseer nie. Daarvoor sou jy geweldige shameful hantering kry. Maar mense het die main gist van die toesprake hulle neergeskryf en ons neem aan, dit is dieselfde wat Lukas doen. Ek bedoel in elk geval, as jy Paulus se langste toespraak vat in Handelinge 13 en jy sê dit op, jy kan dit in 4 minute opsê. Dit kan nie die hele toespraak wees nie. Jy weet, ek bedoel, dit word nie almal aanvaar dat dit so is. So die baie publieke gesprekke is baie belangrik, en vir Lukas is dit veral belangrik, want die evangelie, dis belangrik vir Lukas. Die evangelie is 'n publieke geloof. Dit kan enige gesprek deurstaan. Dit kan 'n intellektuele gesprek deurstaan, dit kan 'n bygelowige gesprek deur pagan godsdienste weerstaan. Kyk maar Lystra, toe Lystra kom die hoof van die tempel van Zeus kom tot geloof. Daar's opstande en goed is reg deur Handelinge. Die Christene kry teenstand oral, maar die evangelie vorder, hy wen veld die hele tyd. As jy Handelinge lees, dis soos 'n rugby game te kyk, jy weet, 'n lekker rugby game waar die Springbokke veld wen, en dan wen nog so 'n bietjie veld, en dan skram die ouens, en dan wen hulle nog so 'n bietjie veld, en dan hardloop een, en dan word hy getackle, en het hulle nog so 'n bietjie veld gewen. Dis wat jy sien in Handelinge, die evangelie wen die heeltyd veld, ten spyte van verskriklike druk, en mense wat doodgemaak word, en vervolging wat plaasgevind het, sien jy hierdie expansion wat plaasvind,
in Handelinge. Vir Lukas is die geloof 'n publieke geloof. Ons is nie bang nie, dis hoekom, wat is bedoel vir almal. Dis 'n universele geloof. Die boodskap moet uit, die goeie nuus moet uit, dit moet vinnig uit en dit moet uitkom na almal toe. Goed, en dan natuurlik plaas hy die gebeure altyd, dis baie belangrik vir 'n geskiedskrywer. Hy plaas altyd die gebeure in die konteks van ander wêreldgebeure. Ons kan nou sommer hier rondblaai en hy praat in hoofstuk 2 praat hy van Pinksterdag natuurlik wat aangebreek het. Hy praat in hoofstuk 12 praat hy van koning Agrippa wat dood is en van die nuwe Agrippa wat oorgeneem het. Hy connect dit met historiese figure die hele tyd. In hoofstuk 4 connect hy dit met die regering van sekere ouens. In Lukas 3 ek onthou so baie goeie voorbeeld. Ek gaan dit sommer net vinnig lees. In Lukas 3 sê hy, dit is die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. So, onthou in daai dae het hulle nog nie getel soos 19, 6 voor Christus of 30 voor Christus of so nie, want Christus was voor Christus was hy nog nie daar nie. En na Christus het hulle nog nie die know-how gehad om regtig te dink, okay, ons moet die jaar 0 maak nie. Dit het eers in die 500s gebeur. Het 'n biskop vir 'n ou die naam van Dionysius die opdrag gegee om die jaartalle terug te calculate tot wanneer Christus gebore sou wees. En dis eers van die 6de eeu af dat hulle begin het om die jaartalle te tel as na Christus. AD, Anno Domini, né? Die Latyn, die jaar van ons Here. En toe het hy 'n 4 jaar fout ook gemaak, by the way. So ons het 4, so Christus is eintlik gebore 4 voor Christus. Die jaar wat Herodes die Grote oorlede is. So die enigste manier hoe geskiedskrywers goedes kon dateer, dat jy kan weet, hy praat van daai tydperk of daai tydplek, is dat hulle het na konings verwys of na gebeure of jy weet die jaar van die aardbewing. Lukas praat in Handelinge 11, praat Lukas van die jaar van die groot hongersnood. Nou ons almal weet dit was in 49 gewees. Die Nyl se walle is geweldig oorstroom en in Egipte was die broodvoorsiener gewees van die antieke wêreld, veral in Palestina. En so daar was honger gewees in die gemeente in Jerusalem. En die gemeente daar het swaar gekry. Dis om Handelinge 11 dan travel Paulus en Titus en Barnabas travel na hulle doen 'n fondsinsameling na Antiochië en dan gaan gee hulle die geld van die ouens in Jerusalem. Wat ons weet in 49 was daar 'n hongersnood gewees. So ons sien ek het weer gelees die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Hoor nou, Pontius Pilatus was die goewerneur van Judea. So ons weet almal Pontius Pilatus was goewerneur van omtrent 26 na Christus tot 36 na Christus. So ons weet dit moes daai 10 jaar gewees het. En Herodes heerser van Galilea. Nou Galilea is die noordelike provinsie. So dit wat verwys nie na Herodes die Grote nie. Dit verwys na Herodes se seun Antipas wat net oor Galilea regeer het, né? Wat is daar nou nog? Sy broer Philippus was heerser van Iturea en Trachonitis en Licinius heerser van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. So kan jy hoor hoe volledig plaas hy in terme van die Romeinse geskiedenis en heersers, in terme van die Jode, Caiaphas en Annas was die hoëpriesters. Hy sê presies wanneer hierdie gebeur het. So hy plaas al die goeters binne wêreldgebeure. Nou, dit is tipies van iemand wat probeer om geskiedenis te skryf. So Lukas is ons eerste geskiedskrywer behalwe die evangelies. En vir 4 eeue was hy die enigste ou gewees. Eusebius in die 4de eeu na Christus is die eerste gelowige wat weer actually 'n stuk kerkgeskiedenis skryf. En so aan. Ek ben die belangrike ding om te onthou is geskiedskrywing in die antieke tyd het 2 hoofbene gehad. Die een was 'n biografie en die ander een was algemene geskiedskrywing. So biografie is natuurlik baie eenvoudig. Dit gaan oor die lewe van een persoon. So die evangelies is tipiese biografieë. As jy antieke biografieë bestudeer,
dis bloot geskiedskrywing rondom 'n individu. En as jy na dit kyk, dan toon die evangelies, jy weet, baie sterk trekke na biografie. En dan Handelinge is algemene geskiedskrywing, wat dit praat van meer as een persoon, dit praat meer van 'n beweging as wat dit praat van 'n enkele persoon. Alright, so die gebeure in die konteks van die wêreldgeskiedenis, oor natuurlik Joodse geskiedskrywing. Lukas sluit baie aan, alhoewel hy nie 'n Jood was nie, sluit hy baie sterk aan by die Joodse verstaan van geskiedenis, met ander woorde dat God besig is met heilsgeskiedenis. Al hierdie goed is gebeur in die konteks van God wat besig is om 'n ding te doen. En dan is daar vroeg-Griekse geskiedenis ook dalk lees. Vroeg-Griekse geskiedskrywing. So waarom skryf Lukas? Wat is die teologie van Lukas? Wat is die inhoud? Wat is die breë trekke wat dit in Lukas voorkom? Nou, ons het al so 'n bietjie daarna gekyk, want jy kan nie eintlik oor die genre, jy weet, die literatuursoort praat van Lukas as jy nie praat van, weet, wat actually sy inhoud is nie. So daar is sommer net die teologiese hooftrekke van waaroor Handelinge gaan. So dit gaan oor Jesus boodskap en die missie. Lukas skryf want Christus gee vir ons die opdrag. Hy het opgestaan uit die dood. Ons het 'n evangelistiese geloof. Dit beteken dis 'n kommunikatiewe geloof. Dis 'n missionale geloof. Dis iets wat moet uit. Omdat almal hierdie boodskap vir almal bedoel is, moet almal dit hoor. En dit is waarom die vroeë kerk so baie geskryf het. As jy dit vergelyk, as jy die Nuwe Testament vergelyk met die Ou Testament, hoe lank die Ou Testament geskrifte gevat het om tot wasdom te kom, dit het tussen 800 en 1200 jaar gevat. Vir al die briewe van jy weet, of die boeke van die Ou Testament om geskryf te word, eers mondelingse tradisies, en toe oorgeskryf te word, en 'n bietjie geëdit te word, en profesie was 'n bietjie aangepas, en soos wat die Here die mense gelei het, en so aan. En dit het hulle jare gevat voordat als regtig waar gefiks was. En die Joodse kanon is eintlik eers na Christus regtig waar vasgemaak. Maar die Nuwe Testament, die opstanding van Christus het so 'n ongelooflike impak gemaak op die vroeë kerk. Dit het so hulle is so bewus daarvan, na die uitstorting van die Heilige Gees, dat die Here nou anders teenwoordig is in hierdie wêreld. Dat hy besig is om anders te werk, en dat hy ons lewens so absoluut omvattend definieer, dat hulle het verskriklik vinnig geskryf. En hulle het aanhoudend geskryf, en hulle het planne gemaak. Hulle, trouwens, die vroeë kerk het tegnologie ontwikkel wat nie daar was nie, sodat die evangelie vinniger kon uitgaan. Hulle het die evangelie in Koine Grieks geskryf, wat is nou al ook in die Bybelse nou aan mekaar gesê. Ek kan ook net waar sê ek wat nie, soos ek klaar gesê het, stop nie, dan mors ek nie hulle geld en hulle tyd nie. Maar Koine Grieks was die common, weet jy wat beteken Koine? Beteken common. Kan selfs beteken besmet. So die Nuwe Testament is in common Grieks geskryf. Die Grieks van die ou op straat. Want hulle wil hê almal moet dit verstaan. Enigiemand moet dit kan lees. Dis geskryf dat die matrose op die hawens kon dit lees en die prostituie in die strate kon dit lees. En dit is vir hulle baie belangrik geweest. Lukas so 'n bietjie van 'n hoër Grieks. Alright. So dis 'n betroubare boodskap en almal moet dit hoor. So dit is eenvoudig vir hom belangrik. So dit is 'n ding wat jy reg deur Handelinge kry. Handelinge word gekonfronteer met ander godsdienste, ander sienings, van sekulêr tot godsdienstig. Hulle kon nie regtig sê sekulêr nie, want in Griekeland in elk geval was dit verbied geweest om 'n ateïst te wees. So hulle kon net by wyse van assosiasie kon hulle erken dat hulle eintlik soort van ateïsties is. Dis die voortsetting van God se plan in die geskiedenis. Hy wil wys dat die God van die Ou Testament is die Here wat nou steeds sy storie voortsit en die daaropvolgende punte. Christene is die nuwe Israel, en daarop is dit 'n bietjie apologeties. En mense moet dit weet, die Heilige Gees woon nou onder die mense wat Christus bely. En natuurlik die insluiting van heidene in die volk van God. Dis 'n major tema in Handelinge. Trouwens, julle gaan moeg raak vir daai tema, want hy herhaal homself oor en oor van die uitstorting van die Heilige Gees af tot die einde is. Die nasies word nou ingesluit. Ons is nou een volk. Nou is daar nie meer allerlei nasies nie. Ons is nou een. Almal wat in Christus is een mensheid, is een volk, is 'n nuwe nasie wat God vir homself in mekaar maak, en jy moet uitdrukking gee daaraan. Die kerke, die Handelinge en Paulus wat het met gee ouens nie 'n kans om uit te kom nie. Jy moet uitdrukking gee daaraan, want die Here doen nou 'n nuwe ding onder sy mense.
Die Teodisee vooruitgang ten spyte van sterk oppositie. Teodisee gaan veral oor God se voorsiening in lyding. Hulle praat in teologie van die Teodisee vraagstuk. Dis eintlik die groot lydingsvraagstuk. As God 'n God van liefde is, waar kom al die swaar kry vandaan? Waar kom al die lyding vandaan? Hoekom gebeur die goed? So Handelinge praat oor hoe mense ten spyte van baie swaar kry, hoe hulle vooruit beweeg het en hoe hulle geloof hulle vasgehou het. En dan natuurlik die lewe en organisasie van die kerk. Hoe word die kerk bietjie gestruktureer? Hoe het hy ontwikkel? En die laaste ene is 'n hoë Christologie. Wat beteken 'n hoë Christologie? Hoë Christologie beteken net Christus se afkoms is hoog. Met ander woorde, 'n ander manier om te sê hy's God. Daar is teoloë wat Jesus met 'n lae Christologie aanhaal. Met ander woorde dat hy net 'n mens was. Nou dis nonsens. Dit is nie die Bybel leer nie. Maar jou voorveronderstellings maak jy maar stupid. So dit is die teologie van Lukas. En dan net vinnig bietjie kyk na die wêreld waar Handelinge afspeel. So dit begin daarso in Jerusalem natuurlik, met die uitstorting van die Heilige Gees. En dan is dit dan Samaria in hoofstuk 8 is Filippus bietjie besig. En dan Judea en die uithoeke van die aarde. Van daar af sien jy nou van Jerusalem af Paulus gaan daar Antiochië is omtrent daar's Tarsus wat hy nou toe terug gaan. So hy gaan van daar af terug Tarsus toe. So als gebeur dan Jerusalem, min of meer in daai omgewing, dan Judea en Samaria. En dan van hoofstuk 13 af is Paulus besig. Eers gaan hy die eerste sendingreis, so Antiochië is nou daar. So hy gaan terug Tarsus toe, sorry. En vir 10-15 jaar is hy daar in Tarsus, maar Antiochië is omtrent daar. En Barnabas gaan op 'n stadium Antiochië toe. En toe hy daar kom te sien iets van hierdie ouens, die mense sending ywer en hy gehaal tot vir Paulus in Tarsus, vat hom Antiochië toe. En Antiochië stuur hulle toe uit op die eerste sendingreis, boem. En hulle gaan van daar af gaan na Cyprus toe en hulle gaan hulle slot daarso in by Atalia en hulle kom daarso by ander Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe, en dan gaan hulle terug, selfe pad terug. Tweede sendingreis gaan hulle bo-om, deur Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium, Antiochië, en dan gaan hulle Troas toe, en dan gaan hulle Filippi toe, en Thessalonika, roep sig hulle so deur, en dan van daar af, hoe het hulle toe, dan gaan hulle van daar af Efese toe, daar los hy vir Aquila en Priscilla, op die skip, terug. Derde sendingreis, weer daarboor, Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium, in plaas van Troas toe, gaan hulle Efese toe. En daar bly Paulus vir 3 jaar in Efese, en van toe af gaan hy weer, en hy gaan besoek al die gemeentes daar, en toe dan Korinthe kom, toe kom hy agter, daarso is ouens wat teen hom is, en hulle gaan presies dieselfde pad weer terug, en tot weer terug. En dan word hy daar in Caesarea, word hy gevange geneem as hy daar aanland, en dan gaan Jerusalem toe, en dan sit daar 'n paar jaar daar in Caesarea naby Jerusalem. Maar dit is dis die wêreld van Handelinge daai. Jerusalem, Macedonië, daai is maar nie Griekeland. As die Bybel praat van Macedonië, dis nie die noordelike provinsie van Griekeland. Is 'n baie arm gebied, so Filippi daarvoor gekom, Thessalonika, Berea en so aan. En dan die suide was genoem Agaia. So as die Bybel praat van Agaia, dis die suide van Griekeland, so Korinthe en Athene het daarvoor gekom. Alright. Ja, albei sover. Ja, baie inligting bietjie, né? Okay, ons gaan nou net actually met die teks begin. Dan is miskien die laaste enetjie. Net gou die opbou van die boek Handelinge net vinnig. So hy's in 'n paar dele opgedeel. Jy kan eintlik jy kan in Handelinge 1 vers 8 as soort van die opskrif sien van Handelinge as jy wil, waar Jesus sê maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria tot die uithoeke van die wêreld. En jy kan eintlik basically sien die reis weg van Jerusalem af, hoe expand dit. Dit begin by Jerusalem, Judea, Samaria, en dan is dit eintlik maar die uithoeke van die aarde. Dan gaan dit die hele wêreld vol. En dit gaan als oor getuienis, dit gaan als oor om 'n getroue getuie vir die Here te wees en hoe die kerk het gedoen het. So daai eerste gedeeltjie net, die eerste 2 hoofstukke gaan oor die begin, nou net die begin van die Christelike kerk, die kies van die nuwe apostel in Judas se plek en so aan. En dan in hoofstuk 3 tot 5 is dit die kerk en veral die Joodse leiers, 6 tot 9,
is die kerk begin nogal 'n bietjie uitbrei en natuurlik in hoofstuk 9 kom Paulus tot geloof en dan 9 tot 12 is die begin van die evangelisering aan die heidene, nog nie heeltemal so intentioneel of liewer so uitgebrei soos daarna nie. 13 begin die eerste sendingreis in Klein-Asië, hulle gaan net deur Klein-Asië. 15 tot 18 tweede sendingreis, Macedonië en Agaia word ingesluit en 18 tot 20 derde sendingreis en veral Asië en dan daar is net 'n vers, nou kan ek nie lees wat daar staan nie. En die laaste ene is Paulus se arrestasie en gevangenskap is tot die einde van die boek van hoofstuk 21 af. Hy kom in Jerusalem en hy word gevange geneem daarso en hy en so aan. Okay. So kom ons kyk. Goed, and that's that. Het julle op hierdie punt enige vrae, enige comments vir ons 'n bietjie verder gaan met die teks? Enigietsie? Niks nie. Going for once, going twice, going thrice, right. Okay, so ons is by so ons sien nou 'n paar goeders. Ons sien in vers 1, ons het nou klaar 'n gedeeltjie gelees. So Paulus skryf hier aan Antiophilus. Hy het almal deur die Heilige Gees bevele gegee. Merk 'n bietjie as jy wil net waar die Heilige Gees genoem word. Handelinge en Lukas is die evangelie en die boek wat dit seker die heel meeste noem. En in vers 3 sê hy dat Jesus na sy opstanding met onbetwisbare wyse getoon het dat hy lewe. Jesus het aan so baie mense verskyn dat hulle, jy weet, hulle nie genoeg, weet, dis honderde mense as 1 Korintiërs 15 in ag neem. Dis een van die dinge wat vir ons wys, dit was nie, jy weet, as jy dit nou vergelyk en ek probeer nie Islam laat sleg klink of wat nie, maar jy weet, Mohammed het al sy visioene basically in 'n grot gekry waar hy alleen was. En jy weet, dis klas aspek. Jy weet, hierdie goed het gebeur in die publiek. Jesus se goed, sy verskynings, die appel wat die Bybel maak is hier het in die publiek gebeur. Jy kan vir enigiemand vra wat daar was. Dis hoe die mense in die antieke tyd hierdie storie houne gebly het. Dis 'n verskriklike belangrike element hierdie, want onthou nou nie, dis 'n weird evangelie wat hierdie ouens verkondig het. Hulle het verkondig, dit was die shamefulste ding vir 'n antieke persoon by sy lewe geëindig het aan 'n kruis. Hoe jou lewe geëindig het bepaal hoeveel eer jy sou hê in jou naam na jou, jy weet, na jy weg is. En vir Jesus om as 'n slaaf te sterf, as 'n krimineel aan 'n kruis, is 'n terrible ding. So die opstanding was geweldig belangrik. En die opstanding was absoluut deurslaggewend geweest tot of die mense die boodskap van Christus aanvaar of nie, is glo in die opstanding. En die kragte en die magte wat teen die Christelike geloof was, kon baie maklik of die Sanhedrin of die Romeinse ryk, die Romeinse soldate kon een ding doen om die Christelike kerk te sink in een moment. Hulle moet net Jesus se lijk kry. Dis al. Sit hom op 'n wa en sleep hom deur die hoofstraat van Jerusalem en is alles verby. Niemand sou daarna nog gesê het, "Oké, mens moet hom van die heidene gaan vertel." Hoekom? Want al die ander Messias figure is ook gekruisig en hulle storie gaan nie aan nie. Hoekom sal hierdie een aangaan? So hierdie ooggetuies, dit is 'n netwerk van ooggetuies. Nou baie ouens sê ja, maar weet jy wat, ek wil dink nou aan telefoontjie. Ek wil jy sit in 'n sirkel en jy speel telefoontjie en die een ou begin met 'n ding en jy gaan om in die tyd wat jy reg om die sirkel gaan, as dit nie meer dieselfde boodskap as waarmee jy begin het nie. Hoor, ken jy die telefoontjie? Hulle kyk mos so. Hulle wonder waarom praat ek nou? Okay. Maar hier is die belangrike ding. Hierdie goed het nie soos telefoontjie gewerk nie. In die eerste plek het Jesus verskyn al hordes mense gelyk. So die stories het begin loop van 'n klomp mense te gelyk af en dit het dadelik parallel met mekaar geloop en vertak met mekaar oor en weer en daai mense het mekaar accountable gehou en die ooggetuies het die storie gekorrigeer time and time again. So jy kon nie sommer net daar vertel wat jy wil oor Jesus nie. Daar's ouens wat ooggetuies was. En dis die amazing ding van die Nuwe Testament. Die vroeë kerk het absoluut demand en aanspraak gemaak op apostoliese gesag in die Bybel. Dit beteken, die mense wat die gesag gehad het in die kerk, was mense wat ooggetuies was. Of wat handlangers van ooggetuies was, soos Markus of Lukas. Maar Markus skryf Petrus se teologie neer, want hy en Petrus het mekaar geken in Rome, en Lukas skryf Paulus se reise in sy teologie neer. So, die vroeë kerk het op aangedring, dat as jy kan nie 'n apostel wees, as jy nie die opgestaane Christus gesien het nie.
Die voordeel wat dit ingehou het is dat die mense wat die gesag gehad het in die kerk was die mense wat lewende ooggetuies was van dag 1 af. En toe daai geslag mag uitsterf, daai ouens se briewe soos Clement van Rome skryf wonderlike goeders in 96 na Christus. Maar sorry, hy was nie ooggetuie nie. Sy goed word nie eens oorweeg nie. Dit is nie eens in contention gewees ooit of sy boeke in die Nuwe Testament moet kom of nie. Daar's net van die begin af aanvaar. Moenie net enigiemand vir hulle sê, nee, die vroeë kerk het in 325 na Christus het Konstantin besluit. Ag, nee. Ek wil nie eens, dit is 'n groot rubbish. Trouwens, die Bybelboeke was nie eens op die agenda van die vergadering in 325 nie. Dit was nie eens 'n issue nie. Hulle het oor die godheid van Christus wel gestry. Dit het van Konstantin afgekom. Maar die boeke het niks te maak daarmee gehad nie. Jy kry kanonlyste van die vroegste tye af. Clement het 'n kanonlys. Irenaeus, wat in die vroeg 2de eeu geleef het 'n lys van boeke wat hy beskou as deel van die Nuwe Testament. Polycarpus, wat 'n student van Johannes was, hy het 'n lys van boeke gehad. En jy sal sien, dis van die vroegste tye af, is die boeke van die Nuwe Testament beskou as die boeke wat daarin moet wees. Clement van Rome het egter nie die Johannes Evangelie by nie, want Johannes is eers in 90 geskryf, so die kans is goed dat hy homself nog nie gelees het nie. Maar Handelinge is daar, Paulus se briewe is daar, en van later af is als daar. Die briefies wat kontensieus was, wat ouens bietjie oor gestry het, was nou en dan die Judasbrief, Openbaring, en soms die Hebreërbrief en nou en dan Jakobusbrief. Dis die 4 briewe wat nou en dan, die ou sit hom uit en daai ou haal hom uit en dis wat weer in en jy weet en so aan. Maar uiteindelik teen die 4de eeu was al die briewe aanvaar geweest. En maar die opstanding van Jesus was absoluut van kardinale belang. En hierso sien jy dit as Johannes sê, na sy dood het hy hulle met onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En onthou nou net, hierdie disippels het almal weggehardloop met Jesus se kruisiging. Almal van hulle was almal bang, maar na sy opstanding het hy ewe skielik vreesloos geraak. As jy Handelinge 4 lees, ons kan soms so toe gaan, want ons gaan nie noodwendig natuurlik as ons nou aangaan die hele, jy weet, elke vers lees, want ons gaan basically net lees as ons dit doen. Jy sien in Handelinge 4 hier by vers 20 dat die Sanhedrin het hier vir Petrus hulle in die hoek, dieselfde Petrus wat Jesus verraai het, né? Vers 18, Handelinge 4:18. Daarna die raad die apostels weer laat inkom. Nou die raad is dieselfde raad wat Jesus ter dood veroordeel het, né? So hulle weet hierdie ouens in die mag. Weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder die naam van Jesus te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Sê sorry. Skiet ons maar net hier. Maar dit wat ons gesien en gehoor het, kan ons nie anders nie. Ek dink 5 hoofstuk 5 is dieselfde hier by vers 29. Is hulle weer in die moeilikheid. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het. Dis 'n cool idee. By the way, julle het hom vermoor. Maar jy weet, hulle vrees was eweslik daarmee heen. En dis wat ouens sê, wat het gemaak dat so 'n groepie bang mense wat nie wou move nie, wat bewend gesit het en wat Prozac gedrink het en wat niks meer weet van uit die huis uitkom nie. Wat het gemaak dat hy eweslik die wêreld verander het? En die ouens sê, jy weet wat, jy kan met allerlei goed uitkom, allerlei moontlike alternatiewe. En daar is ouens wat met hordes alternatiewe vorendag kom. En as jy enigiets hoor, begin jy lag. Want dit is uiteindelik sê historikus N.T. Wright, hy was 'n klassikus gewees, hy het klassieke tekste gelees in sy eerste karier. En hy het gesê, weet jy wat die beste is net, aanvaar net die voorveronderstelling dat God mag bestaan en dat Christus kon uit die dood opgewek word. As jy daai moontlikheid net aanvaar, dan maak die hele ding net sin. Dis die opstanding van Christus is die beste verklaring vir al die ander alternatiewe feite wat ons rondom dit het. En so daai was 'n baie belangrike gedeelte. So hierdie ouens is gedryf deur die opstanding en deur Jesus wat na die tyd aan hulle verskyn het. En onthou net ook, by the way, 'n deel van die historiese betroubaarheid van al 4 evangelies. Dis regtig belangrik dat in al 4 evangelies die vrouens en die vrouens alleen die oop graf ontdek het. Daai is key. Nou, hierdie het ons al 'n keer wat vir mekaar gesê, vrouens in die antieke tyd het geen
seggenskap gehad nie en hulle woord het ook nie getel nie. Hulle was onbetroubaar bevind. Trouwens, dit is as die vrouens vir die apostels gaan vertel, Christus het opgestaan, wat sê hulle vir hulle? Julle vertel vir ons wat? Ou vrou stories. Want hulle vrouens gesien het. Vrouens vertel, dis old wives tales, jy weet. Natuurlik weet ons vandag vrouens is baie meer eerlik as mans is, maar die bottom line is in daai tyd as dit hoe hulle vrouens gesien het, so 'n vrou kon nie in die hof getuig nie. Sy kon 'n moord gesien het. Sy kan nie getuig nie, want dan word dit nie getel nie. Nou wat maak dat die evangelieskrywers vrouens inskryf as die primêre en eerste ontdekkers van die leë graf? Geen regdenkende ou sou dit invent nie. Niemand nie. Want jy skryf nie vrouens in as 'n getuies van die ding wat jy baie passionate oor is nie. Jy nee, dis mans, dit is vooraanstaande ouens gewees. Jy so 'n staatsman kry wat 'n ooggetuie is. Geen staatsman nie. Nêrens, geen man nie. Net die vrouens, al vier evangelies stiek by die vrouens. Nou dis 'n belangrike historiese of kriterium vir historiese egtheid. Want jy sal nie iets skryf wat vir jou persoonlik embarrassing is nie. Dit is een van die kriteria wat jy moet in ag neem as jy weet is 'n storie eg of nie. So daar's net een rede waarom die evangelieskrywers die vrouens kon neerskryf as die ontdekkers van die oop graf en dit is omdat hulle onthou dat dit is wat werklik gebeur het. Dis die enigste rede. Hallo, is julle met my? Okay, ek's bly. So, vers 4, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hulle beveel, by the way, in die Lukas evangelie, als gebeur om die etenstafel, Jesus eet die hele tyd, die apostels eet die hele tyd, dit is hoekom ek 'n Christen is dat ons mag eet. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe, die Heilige Gees sal kom, en Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Dit ego ook natuurlik Jesus se woorde in Matteus 3 en Lukas 3, dat die Heilige Gees sal kom, en dan vers 6, toe hulle weer 'n keer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel sal gaan laat oprig? Nou, hulle sit hier met presies dieselfde persepsie en probleem die disippels as wat hulle gehad het in die evangelie voor die kruisiging. Dat hulle gedink dat die koninkryk van die Here gaan wees, dat hy al hulle probleme gaan oplos in terme van die bewind van die vyand en die mense wat hulle onderdruk en so meer. En het hulle dit nou steeds. Okay, so dis nou na die opstanding, hulle het nou volledig verstaan van hoekom Jesus gekom het, maar is nog steeds. Okay, so is dit nou. Gaan dit nou gebeur dat die Romeine op hulle plek sit? En sê nee, maar wag nou julle. Hy sê vir hulle in vers 7, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Nou hier gebruik hy eintlik, hy gebruik die ou tydse, die antieke siening van hoe tyd werk, want tyd is altyd gekoppel aan 'n baie belangrike persoon. 'n Belangrike persoon kan besluit wat gebeur met watter tyd, ouens wat in beheer is en so meer. So gebruik hier dieselfde idee net om te sê, dis net vir die Vader, hy is die belangrike een hier, so hy sal bepaal wanneer hierdie goed gebeur. Maar dan gee hy hulle belofte, maar hy sê, as 'n teken daarvan dat die eindtyd aangebreek het by julle is julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dan hy is belangrik, want in Joël 2, die profeet Joël het gesê op die dag van die Here, nou hulle het dit gesien as die einde van die geskiedenis, op die dag van die Here sal mense deur die Gees van God sal hulle gesigte sien, in drome droom, en hulle sal getuies wees vir die Here. En hier sê Jesus weet, daai tyd is nou, moenie worry nie. Dis nie nou die einde nie, maar julle gaan die einde inlei. En dit is hoe julle gaan die Gees ontvang, wat veronderstel is om die einde van die tyd te gebeur. Nou ons weet nou al dat die eindtyd in die Nuwe Testament is die tyd tussen die eerste koms van Jesus en die tweede koms. Ons het nou al hoeveel keer dit vir mekaar gesê, né? So vir hulle is dit, so hy sê vir die disippels, dis wel die einde wat nou gaan gebeur. Die eindtyd is hier. As julle die Gees ontvang, of die tempel word vernietig, Matteus 24:25, Lukas 21, dan weet julle leef nou in die laaste dae, want julle die Gees van die Here. En so ons leef vandag nog in die eindtyd. Hulle het die eindtyd ingelei destyds, dis wat Hebreërs 1 sê, Hebreërs 1 vanaf vers 1 en 2, vroeër het God met ons gepraat op baie maniere deur sy profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy seun. So, en dis wat Jesus vir hulle eintlik sê hierso. Maar julle lei wel die eindtyd in, maar die eindtyd gaan 'n proses wees, dit gaan nie net 'n dag wees as dit verby nie. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele
Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat Jesus het gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem nadat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog stip na die hemel gekyk. Skielik was daar 2 mans in wit klere by hulle gestaan en dit vir hulle gesê: Galileërs, waarom kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien gaan het. En dan sien ons Judas se opvolger van vers 12 af word hy beplan. Daar's nog dinge wat jy 'n bietjie in Handelinge kan onderstreep as jy wil, en dis nie hoeveelheid kere wat die gelowiges saam bid. Hulle bid die heeltyd. Hulle soek enige verskoning om saam te bid. So jy sien so daar in vers 14, hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, almal saam 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus is. Wat se vroue was dit? En dan sê hulle daar sy broers was ook by. Wel, kyk na Lukas 3, gaan terug na Lukas 3 toe. Vers 1, in die tyd wat nou gevolg het Jesus die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander, oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie 7 bose geeste uitgegaan het, en Johanna, die vrou van Gissa. Sy, net by the way, sy is waarskynlik Junia in Romeine 16, word sy 'n Romeinse naam gegee. Sy was toe al die vrou van Gissa, 'n hoë amptenaar van Herodes. En Susanna en baie ander, hierdie vroue het uit hulle eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. So hier's 2 baie vreemde goed wat hier genoem word, eintlik 3. Die een is dat vrouens se name genoem word in 'n teks, want vrouens se name is nie genoem nie. As hulle dit genoem is die man se naam altyd eerste genoem. Die tweede ding wat hier gebeur is dat hierdie vrouens saam met Jesus en sy disippels reis. Want mans en vrouens het nie saam gereis nie. Selfs as hulle saam in 'n groep gereis was die reisgroep in 2 gedeel. Die mans het voorgestap en die vrouens en die kinders het agtergestap. Dis hoekom Josef en Maria, jy weet 'n ou ding altyd, hoe kon hulle Jesus laat wegraak in Lukas 2? Maar daar's 'n goeie rede voor, want die mans en vrouens het apart gestap en die kinders was gewoonlik saam met die vrouens, en Josef het gedink, wel, hy saam met Maria, en Maria het gedink, hy stap seker daar voor saam met die mans. So hulle het nie ingeweet hulle moet hom soek nie. So die tweede ding is hierso is dat die vrouens saam met die mans reis. En dat Jesus actually vrouens insluit. Hy's besig om die vrou se aansien heeltemal te herstel in die vroeë kerk. Die hele Nuwe Testament is 'n groot getuienis daarvan dat Jesus die aansien van vrouens geheel en al herstel. En dan die laaste vreemde ding is dat hy die vrouens toegelaat het om vir hom en die disippels ekonomies te voorsien, om vir hulle te sorg. Dit is 'n vroue van hoë aansien, Gissa, Johanna, die vrou van Gissa. So Jesus se bediening is befonds deur Herodes, want Herodes het vir Gissa betaal. Lekker man. Okay, so terug na Handelinge 1 toe. So hier het hulle nou ouens gekry wat vol is van die Heilige Gees om hulle as diakens te kies. En daar in vers 21, 22 gaan sien jy net voor hulle om kies, dan staan daar die rede vir die stemming wat moet plaasvind of die aanstelling is, dan moet nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. So jy kan sien die apostels was die mense wat getuig het oor Jesus se opstanding. Daai was fundamenteel belangrik geweest. As jy nie oor die opstanding getuig nie, kon die vroeë kerkie tot stand kom nie. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. So hoor hulle vereistes vir 'n apostel. Né? Nie net moes hy die opgestane Christus gesien het nie. Hy moes die hele tyd daar gewees het. Nou Paulus is 'n uitsondering. Hy's natuurlik nie deel van die 12 nie. Maar in 2 Korintiërs 12:12 dan sê hy ook die tekens van 'n apostel, die kenmerke van 'n apostel, naamlik wonders, tekens en kragtige dade, het ek die hele tyd voor hulle gedoen. En natuurlik het hy Jesus dan ontmoet op die Damaskuspad, maar net as die opgestane Here. Vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons in die hemel opgeneem is. So jy kan sien hoe die vroeë kerk aangedring het daarop, dat hierdie mense moes extensive ooggetuies wees van die werk van Jesus en van sy opstanding. Hulle stel twee voor, vers 23, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem is,
en Matthias en die gelowiges het gebid. Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie twee verkies het om as apostel te dien in die plek wat Judas leeggelaat het toe hy gegaan het waar hy hoort. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias uitgewys. Nou belangrik, hulle het nie geloot van 'n blank page af nie. Hulle het altyd die ouens het gedink, okay, ek wil enigiemand van hierdie twee ouens sal fyn wees. Jy weet, so flip. Hoe kies ons nou tussen hulle? Okay, jy weet, flip 'n coin. Hulle het geloot en die loting het vir Matthias aangewys soos hy gekies as die 12de apostel. En Pinksterdag, hoofstuk 2, Pinksterdag breek aan. Hulle het almal op een plek bymekaar gekom. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel uit soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle se koppe kom sit het. So wind en vuur is altyd in die Ou Testament tekens van God se kragtige teenwoordigheid. Dis altyd spesiale tekens van sy mag, van sy almag. En so almal is met die Heilige Gees vervul, vers 4. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Nou kyk na vers 5. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas hulle toe vir mekaar. Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor ons elkeen van ons dan in sy eie moedertaal? Dan word hierdie ouens is nie gesofistikeerd nie. Hulle kan nie al die tale praat nie. Hulle is nie so geleerd nie. Hoe kan hulle hierdie tale praat? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, Libië, om Sirene, mense uit Rome, Jode, sowel as heidene wat vir die Joodse geloof aangeneem het, Kretensiërs en Arabiere. Daar's 15 tale wat hier genoem word. Dis vreeslik baie. Met ander woorde, Lukas oorbeklemtoon die feit dat hierdie tale wat gepraat word deur die werking van die Heilige Gees is dit sluit die ganse wêreld in. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. So hier begin hulle verkondig, die Heilige Gees kom op hulle en hulle praat in tale. Nou wat is die gawe van tale? En waar gaan jy heen in die Nuwe Testament om presies te sien oor wat dit behels? Want hierdie is een teks, die enigste ander teks wat jy na toe kan gaan is 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 wat praat van die tale van mense of engele, né? Maar die tale van engele dis die enigste plek waar daar gepraat word van tale en engele. En die problematiese ding met daai vers in 1 Korintiërs is dat Paulus gebruik hiperbool. Hy gebruik daar oordrywing om die belangrikheid van liefde aan te toon. Hy sê, so al het julle al die geloof om berge te versit, maar hulle het nie liefde nie. Né? Het julle niks. Nou, daar's enigiemand waarvan ek weet wat 'n berg versit het in die Nuwe Testament nie. Jesus het gepraat daaroor, maar geen berge het verskuif nie. So ons en buiten dit is daar geen aanduiding dat oor dat tale van engele werklik bestaan nie. So die enigste ding wat ons na toe kan terugkom is Handelinge 2. En dis ook maar hier het mense verbygestap van allerlei taalgroepe en hulle het almal gehoor wat aangaan. So die Heilige Gees se uitstorting is 'n multikulturele belewenis. Weet julle waarvan is dit 'n teken? Onthou nou, die Ou Testament en die profete waarvan Joël nou een is wat die Heilige Gees gaan kom en hy gaan op God se mense neerkom, op oud en op jonk en op allerlei goed. En wat sal gebeur? Al die nasies gaan stroom na Jerusalem toe. Hallo, onthou net daai. Die profete het die hele tyd gepraat, die messiaanse tydperk sal gekenmerk word deur die nasies gaan terugkom, die nasies gaan terugkom. So hier kom die Heilige Gees, hier sien jy nou al klaar twee 'n belangrike funksie van wat gebeur is. Die Heilige Gees maak van ons getuies, dis die eerste ding, 1 vers 8. Wat is die tweede ding wat die Heilige Gees doen? Hy gee vir ons, hy maak ons as 'n groep mense wat almal in Jesus glo, oor alle tale heen maak hy een. Die Heilige Gees het 'n multikulturele bediening. Dit is wat hierdie ding vir ons wil sê. Dis hoekom Lukas dit so oorbeklemtoon. Daar's geen hy hoef net 'n paar dinge te genoem het. Hy hoef nie 15 groepe te genoem het nie. Maar selfs al het hy nie soveel genoem nie. Die punt is, mense praat baie maklik oor geesvervuldheid. Hoe lyk 'n geesvervulde persoon? Dis hoekom 'n geesvervulde persoon nie 'n rasis kan wees nie.
Want die werk van die Gees is versoening tussen my en jou en ander in ons land. Dit is die uitstorting van die Heilige Gees. En raai weer, daar's 'n tweede uitstorting in die Heilige Gees gewees, van die Heilige Gees gewees in Handelinge. Waar was dit? Wie kan onthou? Onthou in Handelinge 10 in Kornelius se huis? Nee, huis van Kornelius. En dit is almal heidene. En dis die boodskap van Lukas. Want in Handelinge 11 dan neil hulle vir Petrus, dan sê die klomp Jewboy Christene vir hom, "Hey, jy kan nie sommer net na heidene toe gaan en dan sê hy, maar hey, luister hier. Hulle het net soveel in tale gepraat as in Jerusalem. Ek was 'n victim. Ek was net daar. Ek het niks anders gedoen nie. Die Here het dieselfde gedoen wat in Handelinge 2 gedoen het. En wat is dit? Is om heidene in te sluit. So hierdie ding van dat ons werk moet maak van hierdie soort van goeders, dis absoluut fundamenteel. Ons het deur Matteus gepreek, julle het dit gehoor. Paulus praat daaroor in 1 Korintiërs. In Lukas is dit die storie, dis die storie van Handelinge, is hoe die evangelie uitgebrei het na al die nasies toe en hoe almal ingesluit is. Nou is dit nie meer bloot net die etniese Israel nie. Dit waarvoor die Here die etniese Israel uitgekies het, naamlik om enkel lig vir die nasies te wees, dit realiseer nou. Trouwens, wat is die groot embarrassing profeet in die Ou Testament? Ja, Jona, né? Die Here stuur hom na vreemde land toe. Na Ninive toe. Nou wat is Ninive? Dis die hoofstad van Assirië. Wie is Assirië? Dis hulle wat die Noordryk weggevoer het in ballingskap. Maar dis nog Jona speel al voor die wegvoering in Noordryk. Maar die Assiriërs was altyd die Israelitiese aardsvyande gewees voor die Babiloniërs. Nou stuur die Here sy profeet daarna die vyand toe. Die ouens wat, jy weet, hulle het hulle eie bloedrivier gehad. Jy weet, dis bad blood is naai ouens. Nou stuur hy vir Jona daar, hoorie, gaan praat met ouens van Ninive, want ek wil die stad red. Nou is Jona, no flipping way, ek gaan nie 'n manier nie, ek gaan liewer visry, maar ek gaan nie na die vyand toe nie. En dis hoe die Here hom reg gesien het. Uiteindelik, en as hy kwaad, dan gaan hy in 'n Ninive toe, dikbek, en hy preek oordeel oor hulle, hy spoeg die oordeel uit en wragtig hulle kom tot bekering en hy sê ek het dit geweet. I knew it. Nou moet ek deel met hulle, want die Here is nou genadig. En hy sit onder daai verdomde boompie en hy is baie kwaad vir die Here. En hy eindig Jona net daar. Hy is 'n embarrassment gewees. Uit watter stad uit het Jona gekom? Joppe. Op die Weskus van Israel eintlik, né? Daar naby Caesarea. Nou is hier 'n interessante ding wat gebeur. Waar is Petrus in Handelinge 9 en 10 wanneer die Here hom roep na Kornelius se huis toe? Joppe. So wat doen Petrus? Hy reverse die embarrassment van Jona. Hy sluit die nasies in. So in Lukas se retoriek is dit baie belangrik. Jy moet hierdie goed raak sien. Uitstorting van die Heilige Gees. Hier demonstreer God openlik voor almal. Hierdie uitstorting van die Gees is vir almal benefit. Hierdie ouens wat bygestap het is nog nie gelowiges nie, maar hulle benefit al klaar uit die uitstorting van die Gees want hulle kan hulle eie taal hoor. En so hier word die Gees uitgestort. En ek dink trouens so dis nou hier by vers 16. So kom ons stop net, vers 13. Kom ons stop net daar. Begin ons volgende week by vers 14, 2 vers 14. En dan vat ons dit van daar verder. Alright. Almal happy? Kom ek bid vir ons. Here, hier is so baie om oor te dink. Ons is nog nie eens die tweede hoofstuk van Handelinge nie. En ek voel in my eie hart al soveel conviction. En Here, ek glo almal van ons voel so. Ons wil vir U vra, Here, dat ons die stem van die Gees nie sal weerstaan nie. Dat ons nie sal bedroef nie. Dat ons die werk van die Gees in Handelinge regtig sal aanvaar as ons eie. Dat ons dit sal aanvaar as 'n boodskap ook vir my, vir elkeen van ons vanaand hierso. Hou asseblief aan om met ons te werk, Here, moenie opgee op ons nie en ons harte so effens hart is vir U boodskap, wat dit ook al mag wees. Ek bid dat U dit sal sag maak. Gee ons 'n hart van vlees, Here, soos wat U vir Esegiel beloof. As daar enigstens 'n hart van klip is, eens enige iets
Heens U, heens ons eie groei, wat ons in U moet beleef, heens iemand met wie ons tans onmin het, druk die hart van klip uit, Here. Vervang dit met U hart van vlees. Help ons om lief te hê. Help ons om in te sluit. Help ons om 'n lig te wees, 'n getuie, soos wat U vir die disippels beloof dat hulle sal wees wanneer die Gees oor hulle kom. Dankie dat ons U Gees kan hê en dankie Here dat dit 'n brandende getuienis in ons binneste laat dat U die Here is. En dit maak dat ons nie kan stil bly nie. Dankie daarvoor. Here, wees met elke persoon vanaand hier. Vat ons vinnig veilig terug huis toe vanaand en Here, gee vir ons 'n week, res van die week wat betekenisvol sal wees en waarvan ons bewus sal wees van U goedheid, U waarheid en U skoonheid, Here. Lei ons asseblief in Jesus se naam en almal sê amen.